Ons die verhaal van 'n man, 'n doodgewone man wat 'n diep honger gehad het, 'n opregte soeke gehad. En aan die ander kant ontmoet ons vir God. En die besondere manier wat God aan hierdie soeke voorsien. Ons ontmoet iemand wat alles besit. Rykdom, status, kennis. Maar tog is daar in hierdie Ethiopiër 'n leemte in sy hart. 'n Leemte wat net Jesus Christus kan kom vul. Maar dis nie al nie. Ons ontdek ook in hierdie verhaal dat God se boodskap van liefde en verlossing bedoel is vir alle mense. Ook vir mense wat anders as ons is. Wat anders as ons lyk. Wat anders as ons optree. Wat uit ander agtergronde kom. Soos ek vroeër in die diens gesê het, God sluit niemand uit nie. Sy arms is groot genoeg, sy arms is wyd genoeg om alle mense in te sluit. En dan die ontdekking van die groot wonder vanoggend, dat ek en jy ook 'n Filippus is. Dat ek en jy ook 'n Filippus kan wees, omdat die Here vir jou en vir my roep, om 'n verskil te maak, daar waar hy vir ons geplaas het, in hierdie wêreld. Dat hierdie groot God kom na jou en my toe, en dat hy vir ons stuur, sodat elke mens die kans kan kry, om die evangelie te hoor. Om dit te verstaan, maar meer nog sodat hulle die vreugde van Christus, die vreugde van verlossing, kan beleef. En juist daarom kom hierdie teks van Handelinge 8 op so 'n spesiale tyd in ons gemeente se geskiedenis en in ons gemeente se dag ook, waar ons doofbewustheid kom vier. Wanneer ek na hierdie gedeelte kyk, en ek laat toe dat die Heilige Gees ook met my daardeur werk, dan kom ek agter dat hier ten minste 3 wonderwerke is. Ten minste 3 wonderwerke wat ek met julle wil deel vanoggend. Die eerste wonder is God se haarfyn beplanning. Gaan lees maar die gedeelte weer. Hierdie ontmoeting van Filippus en die Ethiopiër op die stobberige pad is geen toeval nie. Eers praat die engel van die Here met Filippus, en dan sê hy, ek stuur vir jou op 'n spesifieke pad. Dan spreek die Heilige Gees vir Filippus direk aan, en hy beveel hom om langs die water gaan loop, 'n spesifieke opdrag. En nadat Filippus getuienis gelewer het by die wa, nadat Filippus hierdie Ethiopiër gedoop het, neem die Heilige Gees Filippus weer weg. Dis 'n pragtige voorbeeld van God se hand, van God se besig wees in die kleinste, fynste detail van ons lewens. Hy's nie 'n afwesige God nie. Hy's nie aan een kant God nie. Hy's eerder 'n God wat selfs in die doodgewone sigbaar word en sy wil in ons lewens sigbaar maak. Dis hierdie God wat elke soekende, maak nie saak wie of wat hy is nie, beweeg en in beweging bring, om uit te kom by elkeen wat diensbaar wil wees. Weereens, ongeag wie of wat hy is. Dis God wat mense by mekaar uitbring. En ons as gemeente moet dit weet, ons as gemeente moet dit besef. En juist daarom moet ons weet dat die Here vir ons geroep het, vir jou en vir my, met al ons geite, grille en dinge, om fyn te luister na sy stem, om fyn te kyk na die leiding wat hy vir ons gee. Ons eredienste, ons klein groepe, ons persoonlike stilte tye, is alles geleenthede waar die Here vir ons wil leer om fyn te kyk en om fyn te luister, sodat ons kan weet, op watter pad moet ons stap, waar moet ons loop, waar die godsontmoetings kan plaasvind. Dink gou mooi daaroor. God kon direk met die Ethiopiër gepraat het. Maar hy doen dit nie. Hy kies 'n doodgewone mens
Hy gebruik 'n dood-eenvoudige diaken, 'n Grieksprekende Jood genaamd Filippus, hier as sy instrument om een van die grootste wonders van die tyd sigbaar te maak. Dis 'n herinnering vir my en vir jou, dat God se planne nie net groot en indrukwekkend is nie, maar ook persoonlik en spesifiek. Ons het nie altyd al die antwoorde nie. Ons sien nie altyd die hele prentjie hoekom ons sekere dinge moet doen nie. Die belangrikheid is, as God ons roep, dan moet ons luister. As God ons roep, moet ons gehoorsaam wees. Want daar wag vir my en vir jou, as ons gehoorsaam is aan God, 'n godsontmoeting, selfs op 'n stowwerige pad met 'n vreemdeling. Ek en jy moet onthou dat ons Filippusse kan wees in hierdie lewe. In hierdie lewe met sy seer, in hierdie lewe met sy swaar, in hierdie lewe met sy deurmekaar. In hierdie lewe waar mense vandag 'n klomp vrae het. Kan ek en jy God se Filippus wees? Vra dit 'n fyn luister. Vra dit 'n gehoorsame luister. Om op die regte pad te loop vir die godsontmoeting. Die tweede wonder lê vir my in die vraag wat Filippus aan hierdie Ethiopiër stel. Filippus vra die Ethiopiër terwyl hy Jesaja uitlees, verstaan jy wat jy lees? Nou ek dink dit is nogal 'n baie relevante vraag, juis hier op Doofbewustheid Sondag. Die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus moet verstaan word, sodat ons dit kan omhels. Maar wat ons ook moet ontdek is dat om te verstaan is soveel meer as net om te hoor. Want vanoggend raak ons opnuut bewus dat van ons lidmate en besoekers die wêreld op 'n ander manier beleef. Hulle hoor met hulle oë en hulle verstaan deur te sien en deur tekens en deur gebare. Ons dowe, ons blindes wat in die gemeente is, hulle sien deur te voel. Die brail oor hulle vingers. Die vraag aan ons hoorendes is dus, hoe kan ons die boodskap van die evangelie aanbied, dat mense rondom ons, hoorendes en dowes, siendes en blindes, dit kan verstaan? Die Ethiopiër se antwoord op Filippus se vraag is 'n kragtige getuienis van menslike nood. Hy sê, hoe sou ek kon, as niemand my daarin begelei nie? Hoe sou ek kon, as niemand my daarin begelei nie? Hierdie antwoord is die sleutel vir ons almal. Dit wys eintlik hoe afhanklik ons van mekaar is om God se woord te kan verstaan. Die Griekse woord hierso wat gebruik word vir begelei, beteken letterlik, ek gaan nie vir die Griekse woord gee nie, want ek weet ek gaan 'n klap kry. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir begelei, beteken letterlik om 'n gids te wees. En dit is presies wat Filippus geword het. Hy het 'n gids geword van die goeie nuus. Hy het 'n brugbouer geword van die goeie nuus. 'n Woord wat ons almal ken, hy het 'n tolk geword van die goeie nuus. Hy help die Ethiopiër om die diepe waarheid van God se woord in sy hart te laat insink, dat hy as Ethiopiër ook tot die ontdek en tot die besef kom, maar God se liefde, God se verlossing is ook vir my. Ek kan ook daarin deel. God is vir my ook lief. God maak ruimte, God maak plek vir my. Ek en jy is hier op aarde omdat God vir ons wil gebruik om 'n tolk te wees, om 'n brugbouer te wees, om 'n gids te wees.
Hy wil hê dat ons sy woorde, soos wat dit opgeteken is in die Bybel, sigbaar moet maak. Sigbaar moet maak deur ons woorde, sigbaar moet maak deur ons dade, sodat mense rondom ons God se hart sal beleef en ervaar. Nadia wat hier langs my is 'n praktiese voorbeeld van 'n moderne Filippus. Sy tolk. Sy vertaal die woorde van God op 'n nuwe manier, sodat hulle wat doof is ook kan hoor. Sodat hulle wat doof is ook kan verstaan. En so ook deel kan wees van die erediens. Ook so deel kan wees van 'n ontmoeting met die lewende God. Sy maak God se woorde op 'n nuwe manier lewend. Ek en sy doen dit saam in afhanklikheid van die Heilige Gees. Wil ons op 'n manier seker maak dat hoorendes en dowes die goeie nuus kan hoor. Dat niemand uitgesluit is nie. Want die boodskap moet uit. En die boodskap is vir almal, want daar is plek vir almal. God stuur dus moderne Filippusse in die wêreld uit, sodat meer mense kan deel in die wonder van wie God is en wie hy vir ons wil wees. Hy stuur doodgewone gelowiges. Ek sê weer, hy kon mense self aangeraak het. Hy kon die Ethiopiër self aangeraak het. Hy doen dit nie. Hy stuur mense. God stuur vir jou en vir my in hierdie wêreld uit, na die plekke waar ons werk, die plekke waar ons ontspan, daar in die mall wat ons rondloop, daar waar ons besig is en daar waar ons aan die gang is, stuur die Here vir ons uit om sy getuie te wees, om die alternatiewe prentjie van hierdie wêreld te teken, om juis tot die ontdekking te kan kom, dat ons dikwels die enigste Bybel is, wat ander het om te lees. Het jy al so oor jouself gedink? Jy is die Bybel wat God hier in Woester geplaas het, in jou skool geplaas het, en in die dorp geplaas het, sodat ander mense God se grootheid kan sien en kan beleef. Wat 'n voorreg is dit om te kan leef. Die derde, miskien grootste wonder wat in hierdie gedeelte van plaasvind, is hoe die oorsteek van grense, mensgemaakte grense, plaasgevind het. Lukas wys duidelik vir ons in hierdie gedeelte, daar's grense van status. Die Ethiopiër was 'n magtige man. Hy was 'n ryk man. Filippus, net 'n evangelis. Hy was onder hom op die sosiale leer gewees. Hierdie Ethiopiër was 'n man wat op 'n wa gesit het. 'n teken van sy status en wat hy gehad het. Filippus moes maar langs die pad loop, moes maar langs die pad hardloop. Maar Filippus raak nie afgeskrik nie, hy raak nie geïntimideer nie. Hy sien nie hier die groot minister van finansies nie. Nee, wat sien hy? Hy sien hier's nog 'n geleentheid om van God se liefde te getuig. Hier's nog 'n geleentheid om vir iemand nader na die Here te bring. Hier's nog 'n geleentheid om te getuig oor wie God is. En hoe steek hy die grens oor? Verstaan jy wat jy lees? Daar was ook 'n etniese grens gewees. Hy was 'n man uit Afrika, hier in die ooste van Afrika. Die uithoeke van die bekende wêreld van daardie tyd. Hy ontmoet 'n Jood. God se evangelie, kom ons agter, is dis nie geografies beperk nie. Dit gaan oor grense heen en skielik word hierdie Ethiopiër die begin van 'n nuwe sendingveldtog. Hier ontdek mense God se goeie nuus het geen grense nie. Dit is bedoel vir almal. Maar daar's ook nie meer godsdienstige grense nie. Nou gaan lees ons Handelinge 8, die Ethiopiër was 'n ontmande gewees.
Ek het nogal gewonder wat sy gaan tolk. Volgens Deuteronomium 23 was daar nie plek vir hom. Daar was nie plek vir hom in die volk van God nie. Hy was uitgesluit. Hy was eenkant geskuif. Maar hy lees Jesaja. En in die lees van die gedeelte, in die profesie in hierdie gedeelte, kom hy tot die ontdekking dat daar iemand is wat gaan kom, wat al die grense gaan afbreek, wat ook sê dat jy as ontmande is ook welkom. Jy as ontmande kan deel word van die koninkryk van God, want God sluit niemand uit nie. Daar ontdek hy dat die bloed aan die kruis van Jesus Christus hom ook vrymaak, hom ook deel maak, want dit breek alle mure van verdeling af. Hierdie Ethiopiër was amper soos 'n stukkie legkaart wat nie geag was deel van die prentjie te wees nie. Want hy was anders, hy was van 'n ander plek, hy was met 'n ander agtergrond. Hy het 'n fisiese toestand gehad wat hom gediskwalifiseer het. Maar God se evangelie wat deur Filippus getolk word, breek al die mure af. Iemand vertel 'n pragtige verhaal, sy was 'n onderwyser gewees en sy kom by haar klas en sy sit 'n boks met legkaartstukkies voor die kinders neer. En sonder om 'n opdrag te gee van wat die kinders moet doen, maak die kinders die boks oop en hulle is besig om met die legkaartstukkies te bou. En sy vra toe op 'n stadium vir die kinders, maar hoekom het julle nie gewag vir die opdrag nie? Hoekom het julle nie eers gewag om te hoor presies wat julle moet doen nie? En toe sê die kinders as 'n ware in een stem, maar juffrou, dit is eenvoudig. Om hierdie prentjie te bou, het ek al die legkaartstukkies nodig. Dit is sinneloos om sekere legkaartstukkies uit te hou, want dan maak ons nie die prentjie soos wat dit veronderstel is om te wees. Alles is nodig. En is dit nie 'n diep waarheid nie? Ons kerk is die liggaam van Jesus Christus, 'n legkaart wat saamgestel is uit verskillende stukke, verskillende kulture, verskillende vermoëns, verskillende tale, en met alles wat verskil, kan ek nog lank besig wees. Maar ons hoort by mekaar. Ons het mekaar nodig, want al is ons verskillend, word die wonder van die evangelie in ons eenheid sigbaar. 'n Wêreld wat smag na liefde, 'n wêreld wat smag na aanvaarding, moet dus by die kerk, moet dus in die gemeente, moet by my en jou sy of haar rus kan vind. Ek sluit af. Ons teks uit Handelinge 8, en wat ons al gesien en beleef het vanoggend, daag ons uit om mensgemaakte mure wat mense van mekaar skei af te breek. Die verhaal van die Ethiopiër herinner ons dat God se liefde vir almal is. Dat ons God niemand uitsluit nie. Dat daar niks is wat vir jou en vir my diskwalifiseer van God se sorg, sy liefde en sy verlossing nie. Soos Filippus mag ons onder leiding van die Heilige Gees volg om brûe te bou. Want ons moet weet dat die Here ons lewens wil gebruik om God se woorde sigbaar en duidelik te tolk, sodat meer mense kan deel in die verlossing van Christus. Ons moet ruimte maak vir mense wat anders is as ons, nie net omdat dit 'n stuk vriendelikheid is nie, maar omdat dit 'n Christelike roeping is. Daardie onbekende gesig langs jou, daardie persoon wat miskien nie jou taal verstaan nie, dit alles kan 'n Filippus oomblik wees wat God wil gebruik, sodat daar 'n lewende ontmoeting met God kan plaasvind. As ons harte oopmaak en mekaar help, ontdek ons hoe elke unieke bydrae die liggaam van Christus verryk, die liggaam van Christus opbou. Mag ons as 'n gemeente wees waar alle mense welkom voel, waar alle mense voel maar hulle hoort en hulle behoort, waar elke stukkie van God se koninkryk met vreugde en dankbaarheid, soos 'n legkaart, mooi netjies by mekaar inpas. Dit was juis Handelinge 1 vers 8 wat ons oproep.
Julle sal my getuies wees, tot aan die uithoeke van die aarde. Julle sal my getuies wees, tot die uithoeke van die aarde. Amen. Here, wanneer ons vanoggend by mekaar is,